Ons herdenk vandag die laagtepunt van God se kontak met mense. Die dag toe God dood was. In die evangelies word vir ons vertel van Jesus se woorde terwyl hy in die kruis gehang het, en deur die evangelies is daar 7 plekke waar Jesus gepraat het. 2 van die kere verteenwoordig aan die een kant die laagtepunt van wat kan gebeur, die slegste van die slegte. Die ander keer is dit die wonderlikste teken van vertroue. En ons gaan kyk hoe die 2 aan mekaar ineenskakel. Here, ons is vandag stil. Stil omdat ons oorweldig is, bewus is van dit wat U kom doen het, die prys wat U betaal het, die manier hoe U dit gedoen het, die volkomenheid daarvan, maar ook die wonder daarvan. Wil U vir ons op 'n kragtige manier aanraak en besiel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die 2 keer wat Jesus aan die kruis gepraat het waarna ons vandag kyk, is in die eerste plek Markus 15 vers 34 wat vir ons Jesus se laaste woorde aan die kruis gee. Ons lees van vers 33 af. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? En dan kyk ons ook na Lukas 24 van vers 44 af. Dit was al omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Die verskriklikste woorde wat daar ooit kon wees. Dit is 'n aanhaling uit Psalm 22 en dit is kosbaar om te sien hoe goed Jesus die Ou Testament geken het. In sy grootste nood gee hy aanhaling uit die Bybel. My God, waarom het U my verlaat? 'n Konsep wat hulle baie goed geken het. Die Psalm is eintlik 'n Psalm wat hulle gebruik het. Aan die een kant het ek gewys wat ek voel, dat God regtig ver is, dat hy nie naby is nie, en dat ek dit vir hom sê. En dan die Psalm aangaan uiteindelik gewys dat my hoop op God is, dat hy die enigste een is wat my kan help. In hierdie geval sien ons dat Jesus deur hierdie woorde die vrag wys van dit wat hy kom dra het. Dit was nie maar net sommer vir hom so iets wat terloops wat hy gedoen het nie. Terwyl jy dorp toe gaan, wil jy sommer vir my ook iets kry nie. Nee, hy het spesiaal gegaan. En hy het die hele vrag van dit wat ons op hom kom laai het, op daardie oomblik gedra. En die verskriklikste ding wat beleef wat daar kan wees, en dit is dat God weg is. Dat ek totaal alleen is. Dit is verskriklike woorde, dat Jesus dit moes gebruik. En dit is vir ons die diepste teken van die las wat ons sonde op hom gelaai het. 'n Las wat hy geen aandeel in gehad het nie. Hy het geen sonde gedoen nie. Maar ons sonde het veroorsaak dat hy daardie punt moes bereik. Dis die konsekwensie van sonde. Dis nie iets waarmee ons ligtelik omgaan nie. Dit het geweldige implikasies. Die diepste teken, die verskriklikste plek is om van God verlate te wees. Dit is die grootste denkbare eensaamheid. Vir Jesus was dit sleg. Dalk was dit vir God nog slegter. Hoe verskriklik moes dit vir hom nie wees om hierdie woorde te hoor van die een oor wie sy hele lewe gedraai het, die een vir wie hy die liefste is, die een wat hy met 'n doel gestuur het, en hoe God hom nie so wou help as hy met sy moeilike taak besig is nie. En dis die een keer wat God hom so styf wou vasdruk en vir hom wou vertel, my kind, dit wat jou aangedoen is nie reg nie.
sy hele lewe op aarde. Die laaste tyd die hofsaak, hy word onskuldig bevind en kry die doodstraf. Hulle sê vir hom, verdedig jouself, en dan is hy doodstil. Hy dra dit net alleen, hy gaan nie gal af en verwyd en dreig nie. En God wil vir hom sê, ek is so trots op jou, jy het so baie gedoen, en hy wil hom vasdruk, en hy kan nie, want Jesus moet die straf alleen dra. Dit moes vir God verskriklik wees, as 'n ouer van sy kind moet hoor, papa, mama, julle is weg, waar is julle? Dit sal 'n ouer breek. So dit was vir God 'n verskriklike moment gewees. En dit bring ons by die tweede ene, as ons in Lukas lees, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit verteenwoordig vir ons weer die diepste vertroue, en dis kosbaar dat hierdie twee saam genoem word. Aan die een kant die totale wanhoop, aan die ander kant die diepste denkbare vertroue. Ek weet nie wat voor lê nie. Die dood is nou hier. Dis die einde. Maar Vader, by u is ek veilig. Ek gee my gees aan u oor. Dankie. Dankie dat u by my is. Dankie dat u my nooit in die steek sal laat nie. En dit is belangrik dat ons hierdie twee konsepte saam gebruik. Aan die een kant is daar tye van totale wanhoop. En wanneer daardie tye ons tref, wat die rede ook al is, hoekom ons so voel, of dit mense is wat iets aan ons doen, of ons voel dat die lewe teen ons is, of ons onsself ontnigter is. Dis 'n punt wat ek dit met God kan deel. Dit was nie 'n teken van God se afwesigheid nie, dit was net 'n teken van my alleenheid. Diep in my weet ek is daar hierdie vertroue. God sal my nooit alleen laat nie. En daarom, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hulle sê iewers in 'n winkel, het ek gelees, dat hulle sê, as jy tevrede is met die produk, gaan vertel dit vir ander. As jy ontevrede is met ons produk, kom sê dit vir ons. En dis wat Jesus gedoen het. Jesus het in sy wanhoop met God bly praat. Sy kreet was nie 'n kreet teenoor mense waarin hy sê, ek is nou klaar met God, ontnigter oor God nie. Dit was 'n kreet na God toe. Here, hy is weg. En hy is nooit weg nie. Hy was een keer weg gewees en dis met Jesus. Hy kon nie help nie, want Jesus moes die vrag self dra. Maar dit het veroorsaak dat niemand van ons ooit daai woorde hoef te gebruik. Waar is God? Hoekom sien hy my nie raak nie? En dan die diepste vertroue. Here, ek gee myself vir u. En dis die konsekwensie van die evangelie. Is soos God gesterf het, Jesus gesterf het, so sterf ons ook wanneer ons lewe vir hom gee. En ons plaas ons vertroue in hom. Mag vandag in hierdie teken van donkerte vir ons hierdie skreefie onder deur die deur wees, wat ons weet nou nog gaan ons die deur oopmaak en die volle lig sien. Hierdie skreefie van hoop. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Here, dankie dat ons in ons diepste nood kan weet, dat ons u altyd volledig kan vertrou. U is nooit ver nie. U huil saam. U dra saam. En dankie dat ons vandag die eer aan Jesus kan betoon vir die prys wat hy betaal het. Die volledigheid daarvan. En hoe hy alles gegee het. Dankie dat hy vir ons kom simboliseer het. Dat ons verhouding met God die kosbaarste, die enigste belangrike verhouding in ons lewe is. Dankie, dankie Here. Ons wil onsself aan u wy. En ons wil vir u sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Amen.